Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in Spreuke 19 vers 21, baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Wanneer jy jou hart op iets sit, en dit gebeur nie soos wat jy gehoop het nie, is dit net menslik om teleurstelling te ervaar. In sulke oomblikke is daar twee dinge wat jy in gedagte moet hou. Die eerste ding is, al funksioneer jy op jou beste, is dit wat jy weet nog steeds beperk. Jy mag dalk die eindresultaat sien wat jy graag wil hê, maar ons weet nie altyd noodwendig wat die beste vir ons is nie. God aan die ander kant weet wat die beste vir jou is, en sy plan vir jou lewe stem ooreen daarmee. Jesaja 46 vers 10 sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Die tweede ding wat jy in gedagte moet hou, wanneer jy jou hart op iets gesit het, en dit gebeur nie soos wat jy gehoop het nie, is, om teen God se wil te werk, lei net na onnodige ompaaie. Om teen God se wil te gaan, is soos om deur 'n soliede muur met 'n vurk te probeer grawe. In plaas daarvan om jou pad uit 'n tronk te grawe jou pad in een in, wanneer jy buite sy wil iets wil forceer. Hoekom iets aanpak wat nie God se wil vir jou is nie? Hy weet tog wat die beste vir jou is. Dit is beter om tydelik teleurgestel te wees, as om met iets in jou lewe op te eindig, wat jy nie kan hanteer nie. Maak dit seker, jy spandeer genoeg tyd in God se teenwoordigheid, sodat jy sensitief sal word vir dit, wat hy in en deur jou lewe wil doen. Hy weet wat die beste vir jou is. Here, dankie dat U ons liefhet en weet wat die beste vir ons is. Al is dit wat ons deurgaan op daardie oomblik pynlik. Ons sien slegs 'n gedeelte van die prentjie, maar U sien die hele situasie. En U wysheid is soveel groter as ons sin. Help ons om sensitief te wees vir U leiding. In Jesus naam bid ek dit. Amen.